Dit wat daardie dag tussen die disippels gebeur het, was heeltemal uniek. Dit was uniek in die sin dat dit was spesifieke mense. Jesus het hulle persoonlik geken en hy het hulle gelei. Hy het vir 40 dae na sy opstanding, het hy 'n pad met hulle geloop en vir hulle verduidelik oor die koninkryk en wat alles sal gebeur wanneer hy hemel toe gaan. En wat hulle rol gaan wees in hierdie wêreld wanneer hy opvaar na die hemel toe. So hulle het 'n baie naby verhouding gehad en tog op 'n manier het elke een van ons net so 'n unieke verhouding met God en deur die Heilige Gees. Kom ons lees Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. En in vers 14 sê dit, hulle het almal eensgesind in gebed volhard, saam met die vroue en ook saam met Maria, die moeder van Jesus en sy broers. En nadat hulle so saam gebid het, toe het dit gebeur, ons lees in Handelinge 2, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid, soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal, en almal is vervul met die Heilige Gees, en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het, om hardop uit te spreek. En as mens hierdie gedeelte verder lees, is dit geen wonder nie. Die Jode het spesifiek op hierdie tyd van oral in die land gekom, Jode wat verskillende tale praat. En hulle het byeengekom vir die Pinksterfees. Maar op hierdie oomblik, toe is die disippels bekragtig deur die Heilige Gees om aan elke een in hulle eie taal te verkondig dat Jesus die Verlosser is, dat hy werklik die Christus is, die Messias, die een op wie die Jode gewag het. En daardie dag het Petrus ook toe nou 'n groot preek gegee en 3000 is bygevoeg by hulle getalle. Is dit nie amazing nie? Die Here het deur die Gees God self kom openbaar aan individue in verskillende unieke tale. Dit is 'n wonder wat daar gebeur het. Nou my vraag is, hoe het die Heilige Gees verder deur mense gepraat in Handelinge, terwyl nadat hulle gedoop is? Ons lees van vele kere deur die res van Handelinge, waar mense die boodskap hoor van Jesus se verlossing, waar hulle gedoop word en waar hulle die Heilige Gees ontvang. En dan gebeur daar iets met hulle. En interessant, dit is nie elke keer dat hulle in verskillende tale begin praat nie. Wat ons sien is in Handelinge 8, word Filippus na iemand toe gestuur en hy bid vir die Ethiopiër, en hierdie Ethiopiër word gevul met vreugde. En daar gaan Filippus, hy gaan aan, maar hierdie Ethiopiër het 'n lewensveranderende ervaring gehad met die Heilige Gees en het vreugde ontvang om te gaan uitleef daar waar hy is. Later in Handelinge 16 lees ons van Lydia. Lydia wat die Heilige Gees ontvang en bekragtig word deur die Heilige Gees. En wat doen sy? Sy het hierdie bonatuurlike gasvryheid. Sy nooi almal na haar huis toe. Sy sorg vir almal, sy maak kos vir almal, sy bedien almal. En in Handelinge 16 lees ons ook oor die man wat die bewaarder was. En op die oomblik wat hy die Heilige Gees ontvang, begin hy om mense se wonde te was en hulle ontvang genesing as gevolg van hierdie wonder wat hy aan hulle doen. En dis alles deur die een Gees. En ons dink so aan 1 Korintiërs 12 wat praat oor die gawes, wat alles deur die een Gees is. En my vraag aan jou vandag is, ons is gevul met die Gees en waarna nooi God ons uit? Waarna nooi die Here ons uit om uit te leef rondom ons? Wat is die gawe wat jy ontvang het? Hoe het jy verander toe jy Jesus ontmoet het? Wat het binne jou eintlik lewend geword? En op watter manier is jy nou bekragtig om die Here te dien? Natuurlik eerstens
Ons almal word genooi om 'n getuie te wees. 'n Getuie van God se liefde, sy bevryding, sy genesing, sy teenwoordigheid, om werklik Christene te wees, verteenwoordigers van Jesus Christus op hierdie aarde. Maar dan is daar iets spesifiek aan jou. En as jy nie weet wat dit is nie, vra die Here vandag. Dink vandag terug, lees hierdie saam, lees hierdie op jou eie selfs by die huis, en vra vir die Here, Here, hoe wil U my gebruik? Want sien, daai disippels het tale ontvang om te getuig van Jesus se verlossing, en dit het almal rondom hulle geïmpakteer. En net so het die Here ons genooi. Hy het ons kom ontmoet. Ons het tot bekering gekom. Ons is sekerlik gedoop. Ons het ons harte vir die Here gegee en hom ingenooi, en hy kom in, bekragtig ons deur die Heilige Gees, en ons word anders, ons word meer soos Jesus. Wat is dit wat die Here jou nooi om te doen? En dit het te doen met die mense rondom jou. Wie is die mense wat die Here rondom jou gesit het op jou pad? Dalk is dit kinders by 'n skool, dalk is dit jou gesin. Dalk is dit mense saam met wie jy werk wat vreugde of vrede nodig het. Dalk is daar mense rondom jou wat bevryding nodig het. Die Here wil jou gebruik. Sy Gees is lewend. Sy Gees verander. Sy Gees trek nader. En hy wil dit ook vandag in ons tyd doen. Hy doen dit in ons gemeente. Ons het laas week Heilige Gees aand gehad, en baie getuienisse van mense wat die Here spesifiek hoor. Wat sê die Here vandag vir jou? Kom ons bid saam, en dan nooi ons die Here uit om in te kom, om met ons te praat, om ons te stuur en ons te lei. Here God, U is 'n getroue Vader. U stuur ons uit in hierdie wêreld. U plaas ons op spesifieke plekke met spesifieke mense, want U wil steeds praat, U wil steeds seën. U wil steeds deur ons 'n seën wees. Here, lei ons, maak ons gehoorsaam aan die Heilige Gees, sodat U koninkryk sal kom, U lig sal skyn in hierdie wêreld. In die naam van Jesus. Amen. Die Here seën jou. Gaan en leef in sy seën.